Verhouding. Verhouding is die vergelyking van hoeveelhede van dieselfde soort. Ons vergelyk dieselfde soort met mekaar. Dit is hoeveel van 1 tot, en ons skryf die tot as 'n dubbelpunt, tot die hoeveelheid van die ander een. In die voorbeeld gaan ons pere gebruik. Die hoeveelheid van die een, die groen pere, tot die hoeveelheid van die ander een, die pinkperspere. Daar is 3 groen pere en 1 pinkperspeer. Die verhouding word voorgestel as 3 tot 1. Die volgorde waarin jy jou verhouding skryf moet presies ooreenstem met die beskrywing van die hoeveelheid. Dit is 3 groen pere. Die groen pere staan eerste en dan die 1 pinkperspeer wat weer tweede staan. 'n Verhouding is 'n vergelyking tussen 2 getalle van dieselfde omvang of soort. Ons kan verhoudings op verskillende maniere voorstel. Ons stel dit voor as breuke, as persentasies of as desimale breuke. Wanneer ons met verhoudings werk, pas jy dieselfde beginsels van breuke toe. Ons skryf verhoudings altyd in hulle eenvoudigste vorm, net soos breuke. Hier het ons 'n verhouding van 9 tot 6. Ons kan dit vereenvoudig deur aan albei kante met 3 te deel, dan word dit 3 tot 2. Dit is die eenvoudigste vorm. Belangrik, wat jy aan die linkerkant doen, hier het ons met 3 gedeel, moet jy presies dieselfde aan die regterkant doen. Hier het ons ook met 3 gedeel. Jy gaan gevra word om iets te verdeel in 'n spesifieke verhouding. In hierdie voorbeeld verdeel ons R50 in die verhouding van 4 tot 1. Nou moet jy eers uitwerk hoeveel rand elke een is en saam moet dit R50 maak. Wanneer jy 'n verhouding verdeel, moet jy eers die verhoudings almal bymekaar tel. 4 plus 1 is 5. Nou gaan jy dit oorskryf in 'n breekvorm. Die 4 word 4/5 en die 1 word 1/5. Nou is dit maklik om uit te werk. Jy onthou mos hoe werk jy 'n breek van 'n heelgetal uit. Die van word maal en die heelgetal word op 1 gesit. 4/5. Die van word maal en die 50 word 50 op 1. 1/5, die van word maal en die 50 word 50 op 1. Nou kan jy maal. Omdat ons met breuke werk, kan ons eers bietjie uitkanselleer. 5 gaan in homself in 1 keer en 5 gaan in 50 in 10 keer. Maak seker jy verstaan hoe breuke werk. Met 'n maalsom en breuke kan jy eers vereenvoudig voordat jy die bewerking doen. Dit maak die maalsom baie makliker. Wat jy onder die lyn deel, deel jy bo die lyn. Let op dat jy altyd eweveel bo en onder die lyn maal of deel. Die breuke is nou vereenvoudig en ons maal alles bo die lyn met mekaar. 4 maal 10 is 40 en omdat dit op 1 staan, 1 maal 1 is 1, kan ons net so dit as 'n heelgetal neerskryf. 1/5 van R50. Weer kan ons die 5 uitkanselleer en die 50 word 10. Ons het bo en onder die lyn met 5 gedeel. 1 maal 10 is 10. Die verhouding werk uit, dit is R40 tot R10. Jy kan ook gevra word om te bepaal wat die persentasie van iets in 'n verhouding is. In ons voorbeeld is die vraag: jy gebruik 3 liter melk en 1 liter roomys om 'n melkskommel te maak. Bepaal die persentasie roomys in die melkskommel. So waar begin jy? Ons sien jy het 3 liter melk en 1 liter roomys. Jy kan dit skryf as 3 liter melk tot 1 liter roomys. Hoeveel dele het jy altesaam? 3 plus 1 is 4. Jy kan nou sien, 'n 3/4 is melk en 1/4 is roomys. Kan jy onthou hoe werk 'n mens se persentasie van 'n breuk uit?
Persentasie beteken mos, jy moet iets op 100 sit. So nou vind jy die ekwivalente breek wat 'n noemer het van 100. Jy gaan met 25 maal, onder die lyn en ook bo die lyn. Ons kry 25 op 100. Skryf dit as 'n persentasie, 25%. Jou antwoord? Daar is 25% roomys in die melkskommel.